Amen, baie welkom. Jesus, ek het my nou uit asem uitgegroet. Mense, het sal my leer om nie so op die nippertjie uit te kom nie. Wat 'n voorreg vanoggend om eerstens te weet ons is in die huis van die Here. Die beste plek om te wees, want weet jy wat? Ek sê altyd in die gemak van jou eie huis is jy ook beperk. Want jou huis kan jou net soveel bied. En ek luister hoe baie ouens sê, weet jy wat, as ek by my huis is, het ek alles. Maar jy ook vir jouself, want daar's altyd ietsie wat kort. Anders het jy nooit gery nie. Jy sien, as ek alles gehad het, dan het ek nie winkel toe gery nie, want ek het alles. Maar jy sien, in die huis van die Here, kry jy alles. Want waar God is, is alles. En dis wat ons vanoggend moet besef. Ons kan die uitkyk hê om te sê, ons is net in nog 'n gebou, ons is in nog 'n huis. Ek wil volgende vir jou sê, jy's in die huis van die Here. Daar is nie beter nie. Nou kyk, vanoggend voel ek skoon broeis. So ek hoop een van my kinders luister, want hulle wil net nie die resep vang vir 'n dogtertjie nie. En vanoggend is daar net, oral waar ek kyk, is daar net nuwe babietjies. So ek sê vir die Here, dankie vir 'n goeie 2025. En ons bid vir baie seën vir 2026. Maar vanoggend wil ons begin om vir julle te sê, weet julle wat? Partykeer kom ons op 'n plek waar ons amper in gemaklikheid begin terugsit en dink, weet jy wat, so ver is die jaar oukei. Ek wil vir jou sê, dit is vandag eers die 11de. En ek weet nie van julle nie, maar in 11 dae het daar al klassieke ou klein goedjies uitgekruip. Jy weet wat, jy net so tik op jou skouer, om jou net te herinner, jy lewe nog steeds net hierso, in jou tydelike. Want hierdie is ons maar net 'n tydelike, ons ou tentwoningkie. So ons is eintlik maar almal 'n klomp kampers. Die een ding wat ek nooit wil doen nie, is ons eintlik maar indirek vasgevang. En ek wil vanoggend wil ek vir jou sê, as jy vanoggend toelaat, kan die Here jou uit daai struktuur uithaal. Hy kan jou denke skoonmaak, hy kan jou die gemaklikheid gee om vanoggend te weet dat wanneer jy ingeskakel is met die Gees, is daar niks wat jou kan onderkry nie. Ouens, as jy 'n jaar gehad het tot hier waar daar uitdagings was, miskien was dit omdat jou verhouding nie so sterk of so goed is met die Here soos wat hy moes wees nie. En ons almal wat hier sit vanoggend, kan vanoggend sê, ja Here, ek het hierdie dag of hierdie dag dalk nie my beste weergawe van U uitgebeeld nie. Want jy sien, jy's nie die oulikste jy nie. Jy's die een wat in jou is. En ek glo om te sê vanoggend dat ek weet dat God ten alle tye met my is, want die dag van wedergeboorte het hy my alles geword. Is dit nie vandag die kans vir jou om net te sê, Here, wees my alles. Help my om te vergeet van gister, help my om te fokus op wat vandag kan gebeur. Jy sien, by God kan enigiets plaasvind. Jy moet net die besluit maak. Nou, ek wil graag hê jy moet net na die ou links en regs kyk. Het jy almal gesien? Lyk dit dieselfde as jy? Prys die Here daarvoor. Kan jy dink hoe boring sou vanoggend gewees het? Jy sou nie eers na 'n ou kon kyk en hierdie is bietjie weird nie. So raai wat? Ons is vanoggend hier, elkeen met sy eie DNA, elkeen met sy eie styl, elkeen met sy eie voorgee, maar ons moet vanoggend net hier wees om die Here al die eer te gee. Ons moet vanoggend hier wees om werklik te sê, onthou julle daai ou liedjie wat sê, rejoice in the Lord always, rejoice. Wanneer laas was jy op 'n plek waar jy wou nie ophou nie? Here, ek wil net nog so 2 minute hê. Ek wil net daai 2 minute ervaar van rustigheid en vrede. Jy sien, jy kan vanoggend baie meer as 2 minute kry. Maar jy het nodig om vanoggend te sê, Here, kom vat U beheer. Vader,
hierdie is nie my huis nie, dis u huis. Maar omdat u die vader van hierdie huis is, kan ek vanoggend sê, hierdie is ook my huis. Ek wil hê jy moet die denke vanoggend vergeet van, ek is nie 'n lidmaat, ek is nie, as God die Vader jou vader is hierdie jou huis. Ek gee nie om op verlof as ek ergens gaan besoek. Ek worry nie waar ek gaan besoek nie. Weet jy wat, as ek daar inloop, dan is dit my huis. Want my God is daar. En waar Vader is, daar is ons toch gemaklik. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie Here dat ons vanoggend in die huis by mekaar kan wees. Here, ons is opgewonde vir dit wat voor lê, Here. Vader, ek bid vanoggend u seën oor hierdie huis. Ek bid Here dat u vanoggend ons denke net sal kom skoon maak, Here. Ek bid dat ons vanoggend, Here, die opgewondenheid het, Here, om net voor u te staan en te sê, Here, hier is ek. Vader, ek het soveel tekortkominge, Here, maar ek weet, u sê, kom na my toe, net soos ek is, Here, hier is ek. Vader, ek meld vanoggend aan, Here. Vader, kom verander wat u wil verander. Here, ek wil vanoggend bid, Here, dat dit nie sal wees wat 'n mens in ons lewe inspreek nie, maar net dit wat u vir ons sê. Ek bid vanoggend, Here, dat u stem die enigste stem sal wees, Here. Ek bid, Vader, dat u Heilige Gees vanoggend 'n bewustheid in hierdie huis sal oopmaak. Dat ons sal weet, Here, u woord is die hoogste gesag. Ons gee u vanoggend al die eer. Vader, ek bid vanoggend oor elke man en vrou se finansies. Here, ek weet, Vader, na so 'n feestyd is daar uitdagings. En baie keer weet ons nie meer watter kant toe nie. Maar vanoggend kom staan ons voor u en ek bid, Here, dat u elkeen se finansies sal seën in die naam van Jesus Christus. Vader, dit wat ons dink onmoontlik is, Here, dankie. U is die God van die onmoontlike, Here. U sê tog vir ons in u woord, as ons die moontlike doen, sal u die onmoontlike doen. Vader, ek bid vanoggend die onmoontlike. Ek bid, Here, dat maak nie saak, Here, wat ook al verkeerd gegaan het, op die pad tot en met hier nie. Maar ek bid vanoggend dat dit hier sal stop. Ek bid, Here, vir 'n nuwe omkeer. Ek bid, Here, vir 'n nuwe uitkyk, Here. Ek bid vir 'n nuwe opgewondenheid in u. Vader, ons gee u al die eer. In Jesus naam. Amen. Ons gaan saam staan, dan gaan ons 'n liedjie lekker saam sing, ons tiende en offerande na die skatkis bring, en die Here al die eer gee. Vul die huis met die glorie, vul die huis met die glorie, vul die huis met die teenwoordigheid, want alles is deur u, en alles is tot u, openbaar aan ons u heerlikheid. Vul die huis met die glorie, vul die huis met die
Amen, ons kan net eers gou so vinnig sit. Ons sit vanoggend 'n vol program. Ek wil vir Johan en Chantel vra om hier by my te kom staan en dan wil ek my geestelike raad vra om ook almal uit te kom asseblief. Dat sê julle kan sommer hier voor my kom staan. Dat sê, as julle sommer so om hulle sal staan, hulle toemaak. Vanoggend is dit ons voorreg om vir Johan en pastoor Chantel Grip voor te stel by Leefstyl Gemeente op ons bestuursraad. Ons weet dat dit wat Vader vir ons oopgemaak van hier af vorentoe, gaan ons in eenheid kan saam doen. En vanoggend wil ons as raad julle graag salf en toemaak. En ons wil net die seën van die Here bid, want ons weet, ons vra baie keer, Here, stuur net mense wat kan help, stuur net, en partykeer stuur die juffrou, stuur die Here vir ons goed, en dan is ons amper soos 'n kind in 'n klas, jy weet, as die juffrou met jou praat, dan jy ja, maar as jy by die huis kom, dan kom jy agter, sy het nie nonsens gepraat nie. Nou, om een of ander rede, het ons dieselfde manier, en ek wil vanoggend vir julle sê, ek het van laas jaar of het ek hierdie ding in my gees, waar ek net vir die Here vra, Here, help ons om werklik te verander. Help ons om uit die groef uit te kom van dit wat ons gedink het. Jy sien, tradisie speel so groot rol, dat ons baie keer so in tradisie vasgevang word, want as kind het dit gebeur, so dit moet nou gebeur. Ek wil vanoggend vir julle sê dat hier is 'n nuwe begin, en ons verwelkom julle onvoorwaardelik by Leefstyl in ons bestuur, en ons wil vanoggend vir Vader vra dat wat ons ook al van hier af saam doen, dat dit nie sal wees met 'n tradisieklousule nie, maar met die seën van die Here. En dat hy ons sal losmaak van dit wat ons dink so moet wees, maar dat hy ons sal oopmaak wat ons weet so moet wees. Jy sien, ek dink baie goed is reg, tot ek dit begin doen. So vinnig, ek het op 'n stadium gedink ek kan teel. En toe het ek nooit besef, jy moet weet hoe om die sement ook aan te maak. Want ek het gedink, as ek 'n puzzle kan bou, kan ek dit, hoe moeilik kan dit wees? En dit werk bietjie anders as wat ek gedink het dit moet. En dit is die lekker om vandag hier te staan. Ons het nie vanoggend nodig om puzzles te bou nie. Ons het nie nodig om vanoggend te kyk of gaan julle inpas nie. Die Here het julle hiernatoe gestuur vir 'n doel, met 'n rede. En ons weet ook, en ek wil vas staan daarop, ek is opgewonde toe jy vir my gister stuur oor wat wag die nuwe jaar. Ek is opgewonde oor die woord wat jy vir ons kan doen op Dinsdae, om vir ons net weer nuwe goed oop te maak. En ek bid dat die Here jou so aanspoor, dat ouens sal besef, as jy 'n Dinsdag mis jy uit. En dit is wat ons vanoggend hier wil vasmaak, dat ouens weet dat hierdie 'n woord gesentreerde huis is. Dat ons fokus op wat die woord van God sê, en dat ons net ag gee op wat die Heilige Gees vir ons werklik laat verstaan. Amen. Kom ons maak ons oë toe, ons steek ons hande uit na hulle. Vader, dankie dat ek vandag vir Johan, vir Chantel kan salf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, soos ek nou my hande op hulle sit, Vader, bid ek, Here, dat u seën so intens op hulle sal rus. Here, ek weet, Vader, dat daar goed is wat vir hulle ook nog voor lê, Here. Ek bid nou, Here, dat hulle die goedheid en guns sal ervaar, soos wat u vir ons sê in Psalm 23:6, Here. Vader, dat hulle die opgewondenheid nou al sal ervaar, Here. Vader, seën op seën, Here. Ek sê dankie, Here, dat elke aanslag wat daar was, gekanselleer is in Jesus naam.
Vader, ek sê dankie, Here, dat ons saam met hulle kan celebrate vir die goeie nuus wat wag, Here. Vader, ons staan nou en ek bid, Here, dat u seun so op haar sal rus, Here, wanneer u haar aanspoor, Here, wanneer u haar gebruik om ons woordstudie, Here, na 'n ander vlak toe te vat, Here, om die woord so oop te breek, Here, dat dit sal wees soos op u tong, Here. Vader, dankie, Here, dat ons hulle vandag kan toemaak en dat ons hulle vandag, Here, saam in die familie van leefstyl kan voorstel. In Jesus naam. Amen. Amen. My vriend, baie welkom. Draai net so om, laat almal darm sien wie julle is. Kom ons gee hulle 'n lekker hand. Amen, nou kom die lekkerste deel. TC, jy en 5 en die oupas en oumas, en as daar ouma groot en oupa groot, en dan kom staan julle almal hierso. Want dit is tog die lekkerste oomblik van wat daar kan wees, is om vanoggend klein Andrew toe te wy aan ons Here Jesus Christus. Julle kan sommer hier voor my kom staan. Hey. Ek dink wat ek die meeste van hou is dat hy nog 'n kortbroek ook aan het. Dis daarom 'n seentjie so na my hart. Ek wil vanoggend eerstens vir die Here dankie sê vir die voorreg dat ons die voorreg het om vanoggend met klein Andrew te staan. En dan vir die pappas en die mammas en die ouma groot, kan ons vir die Here ook dankie sê vir die voorreg dat julle ouers julle tot hier gebring het. Jy sien, partykeer het ons 'n geneigtheid om te vergeet hoe God se hand in elkeen van ons se lewe is. Maar wanneer ons terugkyk en ons besef, Here, dis eintlik net genade. Dis net genade wat ons bring tot op die punt waar ons die grootste besluit van ons lewe kan neem. En ek lag baie keer want wanneer ek met 'n jong koppel praat, dan dink hulle die grootste besluit is toe hulle getrou het. Nee. Weet jy wat, daar het julle net een in die gees geword. Die grootste was toe julle besluit dat julle hierdie seentjie by die voete van Jesus plaas. Jy sien, want die opdrag wat daar is, en ek wil graag vir jou TC as pappa en 5 vir jou as mamma sê dat hierdie is net die begin van baie dinge. En ons kan vanoggend met soveel getuies hier, met die gemeente en die familie wat almal teenwoordig is, wil ek vir julle vanoggend sê dat ons vanoggend nie net hierdie baba vanoggend net kan vinnig toewy en sê, weet jy, want ek het nou gemoedsrus. Jy sien, want dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n verwagting wat God het van pappa en van mamma. En hy begin by pappa om te sê, eerstens pappa moet jy die priester en profeet wees. Moenie worry nie. Ons dank die Here vir elke asem, vir elke geluid. En ons bid dat die Here in hierdie tyd vir jou
iets, ek wil nie sê iets anders nie, ek wil sê iets niets, sal wakker maak. Nie net omdat jy 'n pappa is nie, maar omdat jy die voorloper is. Want jy sien, die woord het die pa geroep as die priester en profeet. En ongelukkig vir pappa is dit 'n rede waarom pappa alles moet doen. Want raai wat? Soos hierdie seentjie groot word, gaan hy kan opkyk soos wat jy na jou pa kan opkyk. En dis alles net voorregte. So, ek wil vanoggend met julle deel in Psalm 127 vers 3 sê hy, kinders is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Jy sien, daar staan nie 'n moet nie. Dis 'n beloning. En ek dink dis wat ons baie keer nie regtig verstaan nie. Ek raak baie keer heeltemal buite myself as 'n ouer nie ag gee op sy kind nie. Want jy sien, daai kind is 'n geskenk van God af. Dis nie omdat jy maar net, ek het kinders. Nee. Jy is so bevoorreg. Ek glo die dag toe ek die eerste keer pa word, het ek die eerste keer besef wat die woord waarlik geseënde van die Here is. Jy weet, jy kan vandag na hierdie seentjie kyk en jy sien hy's besig. Daai handjies werk, die voete werk. Ja, en jou asem ook. En vir elke dingetjie gee ons God die eer. Want jy sien, hy's 'n erfgenaam van ons Vader. So, ek wil graag met julle hierdie deel as ouers. Vandag staan julle nie net met 'n kind in julle arms nie, maar met 'n roeping van God. Want jy sien, om 'n kind groot te maak is nie net, ek is alright nie. Glo my. Jy weet nie wat kan verkeerd gaan nie, jy weet nie wat kan gebeur nie. En sonder God sal jy verlore wees. God se verwagting van julle is nie om perfek te wees nie, nee. Maar om getrou te wees. Dis al. Wanneer julle sy aangesig soek, sal julle ten alle tye weet dat sy hand oor hom is. Jy sien, so baie keer kom ons op 'n plek en ons neem net aan. 'n Baie goeie vriend vir my het 'n week terug skakel my en hy sê, my kleinseun van 'n jaar en 6 maande is vanmiddag oorlede. En ek kan hoor hoe verpletterd is hy. En ek sit en ek besef dat as oupa so voel, hoe moet pappa en mamma voel? In 'n splitsekond kan iets gebeur. En ek wil vir julle sê, dit is waarom dit so belangrik is, dat julle twee altyd die opdrag van God verstaan, om altyd waaksaam te wees, om altyd op 'n plek te wees waar jy kan nooit net dink jy het iets gedoen nie. Ek sê altyd, 'n ouer se werk is om 10 keer terug te loop en seker te maak. My vrou die ding gehad en vra sy het jy die deur toegemaak. Dan sê ek ja, kom ons gaan kyk. Want gewoonlik het ek eers ietsie nie saam met dit gedoen nie. En raai wat? In die patroon wat sy amper die heeltyd my laat bevraagteken het ek later so bewus geraak van goed wat is ek seker? Nee, ek gemaak eerder wees seker. Hoekom? Want hierdie is nie net, dis my kind nie. Dis 'n geskenk van God. God laat toe. Ek het net so 3 punte wat ek met julle wil deel. En die eerste een is, lei met liefde. Hy sê in Efesiërs 6:4, en vaders moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Hoor mooi, daai woorde, en ek dink baie ouers het dit gemis in ons tyd en voor my. Want hulle het net die woord tug gehoor en hulle het oorboord gegaan. Jy sien, dit gaan oor liefde. Jy moet met God se liefde jou kind kan vermaan en hom in die tug van die Here groot maak. Nou partykeer is die tug van die Here nie die houe wat op die boude val nie. Dis wat jy in liefde kan uitwys. Nie dat ek sê daar's 'n probleem nie, maar ek weet ook jy's in die polisie, so ek moet baie versigtig wees met my woorde. Liefde moet die fondasie wees, nie vrees nie. Jy sien, as jou kind inkom,
Die belangrikste is dat daai seentjie pappa sien as hy van die werk afkom en nie bang van wat kom saam met pappa nie. So dis waarom, as jou fondasie liefde is, het julle twee die beste resep vir hierdie klein mannetjie. Punt nommer 2, 'n voorbeeld. Nou Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê mooi, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. So raai wat, wanneer moet dit altyd daar wees? Altyd. Waar ook al jy gaan, moet hulle weet wie hulle is in Jesus. Nie, papa het 'n afdag nie. Jy sien, voor Vader kan ons nie 'n afdag hê nie. Daai goed het alles by die ruit uitgegaan toe hy gebore is. So ons verskonings is nie meer daar nie. Dan die laaste punt, leer om God te ken. Daai is die belangrikste ding vir enige ouer. Hy sê in Psalm 78:4, ons sal die lof van die Here vertel aan die volgende geslag. Leer om te bid, om die woord lief te hê, om God te vertrou in elke seisoen. Jy sien, julle taak is om hom te lei. God se taak is om hom te vorm. Ons kan nie 'n kind vorm nie, ons kan hom net lei. As ons hom lei met die liefde van Jesus Christus, sal die Here daai kind vorm op 'n manier wat ons net nie kan nie. En julle sal sien, as hy groter word, dan dink jy altyd, ek weet dis seker maar pappa ding, veral as daar 'n seentjie is, dan dink jy, hy moet rappie speel, hy moet, alles wat ek van hou, moet hy van hou. En raai wat, dan kom daar 'n dag wat hy nie so excited is soos jy oor 'n bol nie. En dit is waar jy gaan beproef word as 'n pappa of 'n mamma. Maar weet jy, ek het een ding geleer, as jy hom lei met liefde, as jy die regte fondasie gooi, dan leer hulle later lief hê wat jy lief het. Dit gaan oor die leiding. Ek het gelag toe ek jonger was my jongste seun was 'n windmeel. Hy het nie die rappie ding verstaan nie. Almal speel rappie en hy dink is 'n windmeel. Hy staan en wen homself op heel aan die ander kant van die veld. En ek het so gestaan, ek sê vir Misaan, ek sê, wat het verkeerd gegaan? Ons dogtertjie kan 'n rappiebal vang, ons seentjie stel nie belang nie. En weet jy, eers het iets verander. Hoekom? Want ek het nie opgegee nie. Ek het nie dit op hom afgedwing nie, maar eers het hy 'n groter liefde ontwikkel as ek. Hoekom? Ek het hom net gelei in liefde. Ek het net toegelaat dat Vader beheer vat. En weet jy wat, as jy terugkyk, dan kan jy sê, Here, dankie. Dankie vir die voorregte wat ek het. Ek wil graag hierdie vir julle lees, en hierdie is baie belangrik, en hierdie is spesifiek vir klein Andrew. En dit is Numeri 6 vers 24 tot 26. Hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Jy sien, daar het hy nou net vrede gekry. Al wat hy wil hê is, hy wil net staan. So, ek wil vanoggend die geleentheid vat, en voordat ek by julle kom, want jy sien, julle netwerk staan hierso en hierso. En ek dink baie keer verstaan pappa en mamma dit nie, want jy weet, jy is so opgewonde, dis nou my beurt om my ding te doen. Maar glo my, ek het bitter vinnig agtergekom as dinge verkeerd gaan, dan het ek nie 'n vriend gevou nie, ek het my ma gewil. Mami, hierdie kind wil niks doen nie. En dan sê sy, jou simpelste dingetjie, niks medisyne te doen nie, niks met snaakse goed nie, raai wat dan doen ons en dan werk het. So ek wil vandag eers vir oupa, ouma groot, en ander oupa en ouma, salf en toemaak, dat julle netwerk gesond sal wees. Ek wil graag vra dat die gemeente sal staan en julle hande oor hulle uitsteek, dat ons hulle vandag sal toemaak. Vader, dankie vir die voorreg om hierdie oupa en ouma
en ouma groot te salf, Here, om hulle toe te maak, Here. Vader, die voorregte wat ons het, Here, om vandag oupas en oumas te salf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek bid, Here, dat U hulle grondgebied sal versterk, Here. Ek bid dat hulle netwerk sal beter wees as ooit van tevore. Ek bid in hierdie tyd, Here, dat hulle vir TC&5, Here, sal toemaak, dat hulle hande omhoog sal hou, Here, dat wanneer daar raad of net liefde nodig is, dat hulle altyd sal weet, dat hulle dit by hulle geliefde sal kry, Here. Vader, en dan wil ek by die belangrikste punt kom vanoggend, Here. Ek wil vir pappa salf, Here. Vader, as die priester en profeet van die huis. Vader, ek wil sy grondgebied vandag vasmaak, Here. Ek bid dat die seën van ons Here Jesus Christus op hom sal rus, Here. Vader, dat hy altyd sal weet waar sy hulp vandaan kom, Here. Vader, en dan wil ek vir mamma salf. Here, dat sy vanoggend sal weet, Here. Vader, dat sy nooit moedeloos sal raak nie, Here. Dat sy nooit sal twyfel nie, Here, dat sy weet, Here. Soos U sê in die woord, U het al by haar naam geroep, is sy geroep om 'n mamma te wees. Here, en dan die belangrikste van alles. Vader, salf ek nou vir klein TC. Ag, vir klein Andrew, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dat U hom toemaak, dat U hom beskerm. Here, dat U sy toekoms vir hom sal oopmaak, Here, dat hy sal weet dat hy 'n geseënde van die Here is, so klein as wat hy hier sit, Here, dat hy sal weet dat U hand op hom is, Here, dat elke tree wat hy gee, Here, dat U met hom sal wees. Vader, dat wanneer hy val, sal U hom optel, Here. Vader, wanneer hy huil, sal U hom troos. Here, maar dat hy ten alle tye sal weet, Here, dat U in beheer is. Vader, ons bid nou dat U seën oor hom sal rus, in Jesus naam. Amen. Ek het hom nou baie bang gemaak toe ek so naby staan. Ek wil daarom net, Papa, ek gaan hierdie vir jou gee, en dan sy eerste Bybel, en hierdie is vir jou, hoor. Ag, en dan draai net so om, dat hulle net hierdie pragtige seentjie sien. Kom ons gee hulle 'n groot hand in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg vir klein Andrew om vanoggend nie net hier te wees met pappa en mamma nie, maar met al twee kante se pappas en mammas. En ek wil vanoggend vir jou sê, soos wat hy bevoorreg is vanoggend, soos ek en jy bevoorreg, want vanoggend het ons gekom na ons pa se huis toe. Soos wat Vader hom toemaak, soos wat Vader hom rustigheid en vrede gee, so wil ek vanoggend vir jou sê, kan die Here vir jou vrede en rustigheid gee. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Wees net vanoggend gehoorsaam aan sy stem. Kom net vanoggend op die plek waar jy sê, Here, Vader, vat my terug, toe ek so klein babietjie was. Toe ek ervaar het, toe my pappa my so vasgehou het, toe my mamma my soveel liefde gegee het. Jy sien, partykeer is dit al wat ons nodig het, is net daai om omvou te word. Nou dit is tog wat die Here vir ons sê, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is. So vanoggend kan jy in sy arms instap, en jy kan vanoggend ervaar hoe hy jou rustig maak, hoe hy jou vrede gee, en hoe hy jou fokus herstel. Ons gaan saam staan en gaan ons die Here lekker loof en prys. Tot eer van die Here, die
juig ons hemel voor hom, die rots van ons heil. Hy is die koning wat kom. Ons juig ons hemel voor hom, die rots van ons heil. Hy is die koning wat kom. 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 Glorie. Hy is ons koning wat kom. As dit nie vandag is, is dit dalk môre. As dit nie môre is, is dit dalk oor môre, maar die woord sê, hy kom. Hy kom. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my Die voorspoed. Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Dit was my vanoggend so mooi toe ek hoor die mamma se naam is Faith. Of wat is dit Faith? Waar is jy nou? Is dit nie mooi nie? Elke keer as jy roep Faith. Wow, nou is jy geloof sommer gestig. Ons het 'n waterkliënt en haar naam is Purity.
Dan dink ek, Here, hoekom het ek nie goed geweet hoe ek 'n mamma geword het nie? Dan het ek ook sulke naam, ek sê die enetjie Shalom genoem het. Sien jy kans vir môre? Ons sien kans vir môre want ons Jesus leef. dankie dat ons kan kans sien vanmôre. Omdat ons weet U leef. U is ons hoop op die toekoms, Here. Ons sien kans vanmôre want ons weet wie is ons backup. Ons weet wie is ons voorloper. Ons weet wie is ons trooster, Here. Dankie dat as U vir ons is, wie sal teen ons wees. Dankie Here dat ons klein kindertjies in hierdie mooi land van ons kan groot maak. Here, dankie dat ons tot alles in staat is deur Jesus wat ons die krag gee. Halleluja.
Dankie, Here. You will always be. U sal altyd wees, Here. Altyd, Jesus. O, Here, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Vader, ons kan waarlik volgens sê, U sal altyd wees, heilig vir ewig, Here. Vader, dat ons vandag, Here, kan besef, Here, dat dit wat ons sing, proklameer ons aan U, Here. Vader, ek bid, Here, dat die kanaal oop sal wees, Here. Vader, dat ons vanoggend voor U kan staan en net weer eens, Vader, daardie proklamasie kan maak en net sê, Here, U sal vir altyd heilig wees, Here. Vader, daar sal niemand ooit wees wat U plek in my kan vul nie, Here. Vader, vanoggend kan ons dalk daai vraag vra, wie is jou struktuur? Here, en vandag kan ons met blydskap sê, dat God die Vader is my struktuur. Here, om vandag te weet, Here, U is my begin, U is my einde, Here. U sal altyd heilig wees, Here. Vader, U sal altyd alles in my wees, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U vanoggend ons gehoorsaam sal maak aan die Heilige Gees. Ek bid vanoggend, Here, dat ons vanoggend, Here, sal ervaar hoe U vanoggend die struktuur wil herstel. Here, U sê tog in 1 Johannes 1:9, wat ek bely sal U my van vry maak, U sal my reinig van alle ongeregtigheid. Ek bely vanoggend, Here, dat U nie in geheel die struktuur oorgevat het nie, Here. Vader, ons kan vanoggend daai belydenis net voor U doen. Here, want dit is nie iets wat iemand vir my kan doen nie, Here. Ek gaan nie vanoggend jou voorloper wees nie, want ek kan nie vir jou bely nie. Ek kan nie jou voorloop om te sê, bid agter my aan nie, want vanoggend is dit jou uitroep, om vanoggend te sê, Here, hier waar ek staan, kom ek vanoggend na U toe en ek bid, Here, dit nie van wat nie van U is nie, dat U dit wegvat vanoggend. Here, dat U my vanoggend weer laat inskakel met U Gees, Here. Dat ek vanoggend kan weet, U sal altyd heilig wees vir my en in my. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U ons 'n kalmte in die Gees sal gee. Ek bid vanoggend, Here, dat U strukture sal herstel. Vader, ek bid vanoggend spesiaal vir oom Johan, Here. Vader, waar hy in daai bed lê, Here, kom ons vanoggend as gelowiges in eenheid en ons bid, Here, dat U 'n radikale wonderwerk oor daai liggaam sal laat plaasvind, Here. Ek bid dat U hom sal aanraak, Here. Ek bid dat hy nou sal ervaar hoe U by hom stil staan, Here. Ek bid dat sy uitroep vanoggend in hierdie oggend sal wees, He touched me. Oh yes, He touched me. Vader, ons sê dankie, Here, want U sê wat ons vra in U naam. Here, ons bid vanoggend Johannes 14:14 oor Johan. Here, dat U hom aanraak, dat U hom optel, Here, dat U daardie liggaam herstel soos nog nooit van tevore nie, Here. Maak nie saak wat nou gebeur het nie, Here. Ons bid vir volmaakte aanraking. Here, ons wil vandag, Here, wil ons as gelowiges in gehoorsaamheid die tree vorentoe gee en sê, Here, ons sê vanoggend dankie vir wat reeds plaasgevind het. Vader, ons maak vanoggend vas, Here, dat U die voorloper sal wees en nie ons nie. Here, U weet, Here, ons het soveel geliefdes wat siek is, Here. Soveel wat in die hospitale is, Here. En ek weet U is reeds besig om radikale goed in hulle en met hulle te doen, Here. Maar vanoggend bid ek, Here, dat hulle gehoorsaam sal wees aan U stem. Dat hulle die uitroep sal hoor en dat hulle sal antwoord.
Vader, ek bid nou, Here, dat U woord die hoogste gesag sal wees. Ek bid, Here, dat dit nie ek as mens sal wees nie, Here, maar U wat deur my werk. Vader, U soewereine wil is wat ons vasmaak oor hierdie huis. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Nou ja, hier is ons huisie nog steeds. Hy het nêrens heen gegaan nie. Of hy het, maar hy het teruggekom. Nou, ek wil nou vanoggend, kom staan gou by my. Ja, ek sien skeel nie. Ek wil gou hê, jy moet net hierdie huisie vat. Dan net so afloop, laat almal sien. Ek wil hê jy moet kyk dat, besef julle, daai huisie, soos wat hy daar is in 'n klein vorm, sy buitekante is reg in die ronde toegemaak. En dan die onderkant, wil ek hê jy moet die geestelike ervaring hê van die fondament. Maar jy sien, die onderkant en die mure beteken niks, dankie. Hy het nie eers skaam geword nie. Nee, ek kan jy meer gebruik. Ek wil gou hê jy moet kyk. Gaan jy in hierdie huis kan bly as daar nie 'n dak is nie? Is jy seker? Nou jy sien, dis die deel wat ek nie verstaan nie. Ons as gelowiges se struktuur is nie in plek nie, maar ons dink ons kan elke dag leef. Hallo? Ons gaan aan asof ons untouchable is. Ons staan op in die oggend en ons het al ons planne en al ons goed wat uitgesit is. Waar kom die struktuur van Jesus Christus in jou lewe in? Waar kom jy op die plek wat jy werklik vanoggend kan sê, Here, ek weet dat dit nie net die mure is wat staan nie, maar dat hierdie dak solied vas is, dat die struktuur van hierdie huis gesond is. Jy sien, ons aanvaar net baie keer. Jy staan in die oggend op en dan, as jy jou eie skoene en jou eie kouse kan aantrek, is ek okay. Jy sien, dis wanneer jou voete nie uit die bed uit wil kom nie, wat jy ewe skielik, die vrouens word siek en die manne kry piep, nê? Want ek weet, griep en piep is mos maar dieselfde simptoom. Jy sien, ek het een ding besef in my lewe, dat elke dag is genade. Elke dag is genade. En ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl ons hierdie liedjie sing, hy sal altyd heilig wees. En ek besef net, Here, maar is dit hoe ek leef? Is dit hoe ek beweeg? Is dit hoe ek U oordra aan ander? Of is dit hoe ek myself oordra aan ander? Jy sien, want baie van ons kan nogal redelik intimiderend wees. So dis baie maklik om 'n ou te intimideer en om te laat verstaan dit was sy plan, maar dit was nooit sy plan nie. Want ongelukkig is baie ouens ook op 'n plek wat nie goed is om nee te sê nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis waarom dit nodig is dat God jou struktuur moet herstel. Want wanneer jou struktuur herstel is, sal geen mens jou kan intimideer nie. Romeine 8:31. As God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Jy sien, dis die struktuur wat ek en jy nodig het, om werklik te sê, ek is bloedgewas en uitgekoop. Weet jy wat, iemand kan net so ver gaan, soos wat ek en jy hom toelaat. En ongelukkig laat ons te veel toe. Ons kom op 'n plek dat ons net, nee, weet jy wat, ek gaan eerder my grondgebied opgee. Ek weier om my grondgebied op te gee vir die wêreld. Ek weier om my grondgebied op te gee vir enige van julle. Ek en jy kan beste vriende wees, my vriend, maak jou eie grondgebied vas. Jy het niks te doen met myne nie. Want jy sien, ek moet voor God staan, want hy is my struktuur. En wanneer hy in my is, wanneer ek vir ander kan sê, hoorie, weet jy wat, omdat God vir my is hierdie goed moontlik.
moet ek lewe met daai struktuur in plek. Maar ons laat toe dat ons net, ag, vat maar, dis okay. Hierdie toewyding vanoggend was eintlik 'n fantastiese uitbeelding van struktuur. Het julle gesien, pappa se pappa en mamma was daar, en ouma groot. Die struktuur van waar Tisie vandaan kom. Mamma en pappa aan die ander kant is daar, die struktuur van wat? Van waar hy vandaan kom. Jy sien, so die struktuur wat hulle ontvang het, kan hulle nou gee. Besef jy, ons maak dit baie keer so moeilik. Maar baie keer het ons net nodig dat die Here net sy woord vir ons moet oopmaak, sodat ons anders te kan kyk na dit wat hy ons wil wys. Hy sê in Efesiërs 2, in die ou vertaling sê hy sê in vers 19, hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Is jy? Dis die vraag. Daar is nie 'n vraagteken, daar's 'n komma, maar ek wil vir jou vra, is jy? Is jy 'n bywoner? Of is jy 'n vreemdeling? Want hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge nie. Maar kom ons wees nou eerlik, hoeveel van ons het vreemdelinge geword vir die Here? Hoeveel van ons weet presies wanneer om die spaarwiel uit te haal? Jy haal die spaarwiel en die jack uit nog voor die papwiel daar is. Hoekom? Dis nie omdat jy voorsorg tref nie, is omdat jy weet, jy's nie in lyn nie. Jy sien, as jy op die plek kom waar jy sê, Here, ek is 'n medeburger van die heiliges en die huisgenote van God. Verander daai denkwyse. Gebou op die fondament van die apostels en profete. Dis jou fondament. Nou, dis nie wat ek vir jou sê nie, ons lees jou Bybel. Gaan kyk wat sê in vers 20. Gebou op die fondament van die apostels en profete. En ek wil net duidelikheid hê asseblief. Dis nie hierdie self-proclaimed ouens wat jy op TV sien nie. Ek praat van die profete en apostels in die Bybel. Die ouens wat eintlik deur God aangestel is. Met baie respek. Ons is net manne en vroue van God. Maar die profete is hier binne. En die apostels is hier binne. Jy sien, dis die verwysing. Ek wil gou vir jou vra, waar's jou verwysingsraamwerk? Is jou fondament daardie tipe kaliber? Kan jy vanoggend sê, wow, Here, my fondament is gebou op die van apostels en profete? Of is dit in onsekerheid? Ek is nie eintlik seker wat hulle daar binne ingegooi het nie. Ek weet nie of daar genoeg sement is nie. Jy weet wat sement? Heilige Gees. Ek weet nie of alles reg gemeng is nie. Ek weet nie of hierdie ding regtig op 'n plek gekom het waar hy afgeteken is nie. Raai wie teken die bouplanne van jou lewe af? Is dit nie awesome nie? Die beste inspekteur wat daar is. Want ek en jy sal nie die job kan doen nie. Want weet jy wat doen ons? Ons kyk na mekaar en, ek ken jou, so ek gaan jou laat deurgaan. Nee, ons is nou nie op 'n lekker plek nou nie, so ek gaan jou fail. En so gaan ons aan, want raai wat? Ons het geleer om kante te kies. In plaas van op die plek te kom, om in die liefde van Jesus te beweeg. Jy sien, die liefde van Jesus het nie kante nie. Dis ja of nee. Dit beteken jy moet in regverdigheid optree. Gaan lees bietjie oor die 12 apostels en sê vir my, profete, en dan sê vir my of hulle onregverdig was. Nou, as jou fondament gegooi is in daardie struktuur van apostels en profete, hoe moet ek en jy operate? Hoe moet ons lewe? Hoe moet ons praat? Hoe moet ons doen? Verstaan jy, ewe skielik raak dit nou 'n bietjie triekie. Ewe skielik moet ons nou die vraag weer 'n keer vra. Ons moet nou op die plek kom waar ons sê, Here, ek weet nou nie.
gaan ek regtig hierdie planne afgeteken kry? Gaan hierdie struktuur regtig op die oomblik waar hy is, geregverdig word? Aan wat word hy geregverdig? Aan God die Vader. Mens sien, ons meet onsself aan mekaar. Ag, daai ou doen dit, ek kan dit ook doen. Ja. Jy sien, die ding wat ek die meeste geniet, as ouens na my kyk, jy weet wanneer ou na jou kyk, omdat hy dink, hy ken jou, en 'n ander ou kyk na jou, omdat hy jou oordeel. Dan gee ek hom dieselfde glimlag terug, want ek weet, hy gaan voor my in die ry staan. Ons sê nie na watter plek toe nie. Jy moet versigtig wees. Jy sien, met alles wat jy doen. Dit is so maklik om te kyk en te, het jy gesien daai ene, het jy dit? Het jy al ooit in die spieël gekyk en Jesus ervaar? Het jy al ooit in die spieël gekyk en ervaar hoe die Here jou struktuur begin herstel? Hou op kyk na hulle. Hou op dink aan dit. Dink aan wat ek kan doen. Dink aan dit wat ek gaan doen. Jy sien, dis wat die woord vir ons probeer oopmaak. Hy sê, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Nie sommer net nie. Jesus Christus is self die hoeksteen. Ek wil volgende vir jou dit vra. Is Jesus Christus jou hoeksteen? Of het jy nie 'n klou wat 'n hoeksteen is nie? Jy sien, partykeer probeer ons makliker, ons sal eerder ure sit en dink hoe ons uit iets kan uitgaan, as wat ons iets kan verander of verbeter. Dit is so maklik om te sê, hierdie is nie my seisoen nie. Is dit jy wat praat? Of die een wat in jou is? Jy sien, want God sal nie iets in jou oor fluister nie, hy sê jou pertinent sê, stop. Of gaan. Ek het al baie keer, dan dink ek, Here, ek is seker hierdie seisoen is klaar. Dan weet ek, is eintlik net die begin van die seisoen. Nou, wie van ons het gedink Desember gaan oordra na Januarie, eers reën dit, dan stop. En dan kry ons hierdie hitte, wat net nie stop nie. Here, dit is asof mens niks kan doen nie, dit maak jou tam. Ouens, as hierdie hitte vir jou erg is, wil ek vir jou sê, jy moet net die gedagte kry van, kan jy dink wat hel gaan wees? Mens sien, ons is op hierdie gemaklike plek. Jy mag nie praat van hemel en hel nie. Ag, whatever, chom. Realiteit is, jy gaan of hemel toe, of jy gaan hel toe. Jy gaan of smile, of jy jou kieringkies gaan braai. Nou, ek wil vir jou een ding sê. Ek het 'n jaar terug, het ek my vinger met 'n soldeerbout gebrand. Ek weet nog steeds nie hoe ek het gedoen het nie. Maar elke keer as ek aan die vingertjie vat en ek voel daai harde stuk, en dink ek, dis een puntjie wat net vir 'n oomblik te lank goed kontak gemaak het. Nou, hoe moet dit voel as hierdie hele liggaam blootgestel word? Ek weet nie van jou nie, my vriend. Ek hou nie so baie van dit nie. En ek wil werklik nie op die plek wees waar ek besig is om te brand nie. Ek wil net aan die brand wees vir Jesus. Ek wil net op die plek wees waar die Heilige Gees so deur my werk, dat ek nie afgeskakel kan raak nie. Maar jy sien, die Heilige Gees het 'n manier om jou net die hele tyd 'n koel windjie te gee, dat jy nooit overheat nie. Maar ons is op 'n plek waar ons so versigtig is. Here, hierdie kan nie vir my werk nie. Ek wil gou vir jou sê, hoor gewie, hy sê in vers 21, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Jo, Here, kan dit wees? Nou hoor hierso, nou ek love vers 22, hy sê, in wie julle ook al saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. Jy sien, jou gebou moet in die Gees geanker wees. My vriend, jy moet ophou om jouself te laat dink, jou gebouetjie staan, want meeste van ons se gebou val uit mekaar uit. Meeste van ons het 'n mooi prentjie buiteom, maar raai wat, ek het laasweek ook gesê, hierdie huis beteken niks as hy nog nie binne afgewerk is nie. Raai wat, wie van julle gaan nou by hierdie huis kom en sê, ek wil gaan aanklop, ek wil ingaan, daar's nog nie teëls gelê nie, daar's nog niks gedoen nie, maar ek gaan nou intrek.
Want weet jy wat, ek glo ek gaan alles kan doen. Ja, sonder krag en water. Dis hoe ons die struktuur van Jesus Christus aanpak. Dis hoe ons na die Bybel kyk. Ons wil die Bybel oopmaak, en weet jy wat, hierdie moet vir my al hierdie mooi goed doen. Wanneer ek die Bybel oopmaak, dan loop ek en ek, Here, hierdie goed, praat met my. Dan het jy nie 'n klou wat in een van daai skrifte staan nie. Want hoekom? Jou Bybel is al so vas. Daai spring het begin roes, so hy wil nie eers meer so en so maak nie. Het jy al gesien hoe lyk 'n spring-loaded Bybel? Ek gaan nie vir julle sê julle moet julle Bybels wys nie. Maar het jy al 'n spring-loaded Bybel gesien? Jy wil gou ietsie lees en maak jy hom oop, dan kroep, maak hy so. Want hy's nie gewoond om so te wees nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, ervaar jy die inhoud wat hier binne is? Jy sien, want hierdie het my die oortuiging van die hoeksteen gegee. Hy het my laat verstaan wat die struktuur eintlik moet wees. Hy het my op die plek gebring waar ek net besef het, Here, ek wil U en die Gees van God binne in my hê. Here, ek wil ten alle tye weet, as iemand by my kom en hulle nie by my moet wees nie. Hy sê, hy gee ons hier binne. Hy gee ons 'n gees van onderskeiding. Ek verstaan nie hoe hierdie ou my so bevark nie. Bevark's mos nie lelik nie. Maar regtig, ek dog jy 'n gees van onderskeiding. Jy sien, op Sondag is ons so heilig. Deur die week dan vertel enigiemand ons, betaal geld hier en jy gaan dit kry. Kom aan man. Ek weet nie, ek het met een ding groot geword. As iets verniet is dit te goed om waar te wees. Ergens is daar 'n slang in die gras. So verniet kom altyd met 'n prys, een wat baie hoër is as die een wat eintlik 'n prys by het. Jy sien, saam met die leiding van die Gees, gee hy vir ons integriteit. Jy gaan dit nie glo nie. Maar jy sien, ek en jy moet eers hierdie Bybel begin bestudeer. Soos ons dieper in die Bybel ingaan, kan ons verstaan wat hy sê. En wie julle ook al saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Here, maar as U Gees inwoon in my, dan weet ek kan U vra wat ook al ek wil, om hom te beskerm. Nie 'n double cab wat jy nie nodig het nie, nie 6 slaapkamers en jy's alleen nie. Jy sien, ons het op 'n plek gekom waar ons al die goed vra, maar ons vergeet, hy sê, wat jy in my naam vra. My hoofletter. Jy sien, as dit nie gaan oor hom nie, hoekom wil jy dit vra? Hoor gou wat sê in die NLV, vers 22, hy sê, deur julle verhouding met hom, word ook julle saam opgebou tot 'n gebou, waarin God deur sy Gees woon. Partykeer moet jy net een ander vertaling lees. As jy iets lees en dit maak nie wow nie, dan kort daar iets. Nou, jy kan vandag vir my sê, ek het nie soveel Bybels nie, maar jy het 'n telefoon. Weet jy, daai ewel wat in jou huis is, kan die beste ding in jou lewe word, as jy hom vir die regte goed gebruik. Ek luister, 'n ou wat so 'n praatjie het in die naweek, en dit is so ironies, hy sê, hy kom by 'n eetplek, hy sê, en hy en sy vrou is so excited, want is hulle date night, hy sê, en hulle gaan sit, hy sê, nou hulle reël is op date night, haal hulle nie eens hulle fone uit nie. Die fone bly in haar handsak. Hy word op silent gesit voor hulle uit die kar uitklim. Hy sê, want hoekom? Hierdie is hulle tyd. Hy sê, en hulle gaan sit, en alwaaroor hulle praat, is hoe almal om hulle op hulle fone is. Hy sê, laat hy later probeer soek, wie met mekaar praat, niemand. Hy sê, ek het nooit geweet, jy kan met een hand eet, en met die ander hand so maak nie. Prioriteite. Ons verstaan nie hoekom daar nie meer verhouding is nie. Want weet jy wat, vir al die verkeerde redes, wil ons iets bo dit sit, as wat ons verhouding sit. As ons nie eers verhoudings met mekaar belangrik ag nie, dan wil ek vandag vir jou sê,
Hoekom sal jy jou verhouding met God kan belangrik ag? Wees eerlik nou. As jy elke dag in jou vrou se oë kyk en jy weet jy wil vanaand lekker eet, dan is jy maar vriendelik, of jy nie regtig wil vriendelik wees en jy's vriendelik, want jy weet nie wat in die kos ingaan nie. So partykeer kan jy voorgee, maar by God nie. Jy sien, by God gaan dit oor wat in jou hart is, wat in jou gees geopenbaar word. As jy opregtheid insit, sal jy opregtheid terugkry. Jy moet dit dalk probeer in jou huis. Jy sien, want as jou vrou dalk vir die eerste keer besef wie jy is, gaan jy eers agterkom hoe lekker sy regtig kan kos maak. Ons kry net 'n sekere deel en ons dink dit is oukei. Ek wil vandag vir jou sê, dis vir my nooit net oukei nie. Sodra ek dink iets is op 'n lyntjie, dan sê ek soek meer. Want tog is ons op die plek wat ons sê, ons soek meer van U. Maar ons soek nie meer beweging nie. Ons soek nie meer verandering nie. Here, dit beteken ek moet nou dit of dit doen. Ja. Jy sien, om deurbrake te ervaar, het jy sekere goed nodig om af te lê. Romeine 12:2 sê, moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie. Wat is die grootste uitdaging vir my en jou as gelowige? Ons het soos verkleermannetjies geword in die gees. As ek saam met hierdie vriende is, is ek so. As ek saam met hierdie ouens is ek so. En as ek Sondag by die kerk kom, dan is ek hierdie preetse ouetjie. Weet jy, hallo my broer. Maar jy het nie gister hallo my broer gesê nie. Jy sien, ek glo in een ding. Die Here sê, kom na my toe, net soos jy is. Jy het nie nodig om nou 'n pikkewyn te word nie. Jy het nie nodig om nou ewe skielik al die mooi goedjies te sê nie. Wees wie jy is, God sal verander wat hy nie van hou nie. Elke keer as my vrou komplein oor iets en sê, iets sê vir my, jy bid nie genoeg nie. Want raai wat, die Heilige Gees het 'n manier om jou in te stel, soos 'n mens nie kan nie. En dit is waar die werklikheid inkom. Ons kyk baie keer na goed, maar ek wil vir jou sê, hy bou ons woning. Nie ek nie. Hy bou ons woning. As ons toelaat dat Vader die woning bou, besef jy die suksesverhaal waarmee saamgaan. Maar wanneer jy 'n toeskouer word, dis wanneer goed verkeerd gaan. Dis wanneer jy beheer verloor en dan dink jy, hoekom gebeur al hierdie goed met my? Maar ek wil daarom saam met dit in regverdigheid sê, slegte goed gebeur met goeie mense ook. Nêrens in die Bybel het hy ons gevrywaar nie. Nêrens het hy vir jou gesê, dit gaan smooth sailing wees nie. Jou geloof moet net geanker wees. Jy moet net vashou aan sy hand. En ek wil vir jou sê, jy sal deur elke storm kom. Want tog, kom ons wees eerlik. Wie van ons het op 'n tyd gedink, okay, dit kan nie erger raak nie. Wie van ons het al gedink, hier is die einde van die lyn. Guess what, hier sit jy. En dan sê ons sien nie meer wonderwerke nie. Partykeer het jy nodig. Ek weet nie wie van julle het al agtergekom nie, maar as jy by ons voordeur inkom, loop jy verby 'n verskriklike groot spieël. Ek weet vrouens sou dit opgelet het. Maar dis mos make-upies, alles word eers reggemaak as hulle spieël sien. Ouens, weet jy hoekom is daai spieël spesifiek daar? Op 'n stadium was hy daar, ek weet ons net hier gekom het, toe skuif ons hom. Mense dan sê, hoekom is jy so ermit dat hierdie spieël hier moet wees? Ek sê, want 'n spieël maak iets in jou wakker. Of jy daarvan hou of nie. Maar as jy iets ervaar, dan kyk jy. Ek wil net hê jy moet seker wees wie ingekom het. En as jy uitgaan, dan bid ek dat dit nie dieselfde ou is wat uitgaan nie. Want jy sien, jy kan dalk inkom met bagasie, maar as jy uitgaan sonder die bagasie, het die beste ding ooit met jou gebeur. Jy sien, 'n spieël kan baie keer, daai spieëlbeeld maak 'n verandering in jou gees. Hy maak iets in jou wakker. Ek en jy het nodig om baie keer net iemand anders te ervaar in dit wat terugkyk. Here, dankie. Ek sien nie meer die hartseer nie. Here, dankie, ek sien nie meer stikkend nie. Here, ek sien weer die persoon wat geskaap is na wie se beeld?
ons Vader. Jy sien, dis wat hy doen, as ons toelaat dat hy die gebou bou. Ek wil begin afsluit. Hy sê in Efesiërs 2:21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Nou hoor gou hierso, goed saamgevoeg is. Ek glo met alles in my, dat ons goed saamgevoeg is. Kan almal hulle arms in die lug steek? Niemand se arm het afgeval nie. Jy's beter as wat jy dink. Jy's baie goed saamgevoeg. Jou struktuur is baie meer solied as wat jy gedink het. Jy sien, jy kon vanoggend opgestaan het met baie pyne en snaakse ou goggetjies wat jou laat, miskien moet ek net inlê. Jy weet, ek het nie nodig om elke Sondag in die kerk te wees nie. Ek wil vir jou goeie nuus gee, die kerk kan jou nie hemel toe vat nie. Dis jou verhouding wat doen. Maar as jy nie eers in die huis in eenheid 'n verhouding kan hê nie, gaan jy ook nie by die huis hê nie. Jy lieg vir jouself. Jy sien, eenheid begin daar waar ons by mekaar kom. Waar ons kan, want partykeer is dit nie oor wie ek is nie. Partykeer het ek nodig om net te sê, jy's buddy, weet jy wat, baie welkom. Het iemand al vir jou gesê welkom? Daarom. Hoeveel van ons kom in 'n plek in waar niemand jou eers acknowledge nie? Hoeveel van ons werk in werksplekke waar mense nie eens eintlik weet ons is daar nie? Hoeveel keer stap jy ergens deur met die verwagting dat, weet jy wat ek weet, en dan het hulle nie tyd vir jou nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God het tyd vir jou. God het altyd plek vir jou. Want by hom is daar nie so iets soos tyd wat uithardloop nie. By hom is daar nie so iets soos die een is beter as die ander nie. Jy sien, die woord van God wat ek lees, sê dat geen mens bo aan die ene is nie. Geen. En dan kom die mooiste deel en ek verstaan nie dat julle nou nog nie dit gesnap het nie, maar hy sê, ons, dit beteken elkeen van ons, is buitengewoon geskape. Maar jy sien, om buitengewoon te bly, beteken die struktuur moet gesond wees. So jy kan nie buitengewoon optree as jou struktuur in hom geanker is. As jy weet die gees van God is besig om jou te dryf. Dis wanneer abnormale goed gebeur. Dis wanneer jy op 'n plek kom waar die Here jou die gemaklikheid gee om net te sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet die volgende doen. En jy nie sê, ek kan nie. Ek wil afsluit net met hierdie woorde. Is jy waarlik gehoorsaam aan die stem van God? Hoeveel keer as jou geliefde of jou kind of iemand om jou sê ek voel nie lekker, dan hardloop ons na die medisynekassie toe. Kom ek gee jou net 'n pilletjie. Kom ek gee jou net 'n stroopie. Ek wil jou net dit vra, wat het geword van jou geloof? Hy sê, wat jy vra in my naam, sal ek vir jou doen. Ek wil jou net vra hierdie week, of dit 'n kopseertjie is, en of jy 'n pyn in jou oor het, en of jou groot toon nie lekker is nie. Het jy geweet, seer is seer. Daar's nie 'n verskil nie. Party van ons het natuurlik nou baie seerder. Jy stamp jou toon as jy op krikke. So ons vlakke gaan verskil, die werke nie. Dis waar die verskil in kom. Here, ek wil myself nie meet om dit of dit nie. Maar wanneer iets nie reg is nie, wil ek na die voete van Jesus toe gaan. Ek wil gou vir jou vra, vir die vrouens, sal daar iets wees wat beter is as jy vir jou man sê jy voel nie lekker, en hy kom by jou en hy sit sy hand op jou skouer en hy bid vir jou. Miskien het jy hom nog nooit eers gehoor hardop bid nie. Miskien ken jy net die gebed as hy in moeilikheid is. En andersom. Want ek wil nie net vanoggend op die manne pik nie.
Maar jy sien, ons het op 'n plek gekom waar ons vergeet het om te doen wat Jesus doen. Is dit nie wat hy vir ons sê, te wees soos Jesus? Raai wat het Jesus vir ons nagelaat? Hy sê, ons gaan nog groter wonderwerke doen as wat hy gedoen het. Ek raak verboureerd elke keer as ek daai skrif lees. Want julle weet wat het Jesus gedoen in sy kort tydjie. Nou is ons al so lank in hierdie wêreld en ons het nog nie eens 'n verskil gemaak nie. So ek wil jou vanoggend uitdaag. Ek wil jou uitdaag in jou gehoorsaamheid. Jy sien, want gehoorsaamheid is die sleutel. Want wanneer jy gehoorsaam is wanneer jy hand op iemand sal lê, maak nie saak waar nie. Wat is die lekkerste? Kom nou oupa en ouma. Wat is die lekkerste ding? As jy daai kleintjie so toemaak en sê, Here, ek weier dat siekte oor sy liggaam is. Of dit 'n verkoue is en of dit 'n wat is, dit maak nie saak nie. Maar jy sien, ek wil jou uitdaag om op die plek te kom waar jy sê, Here, gee my die autoriteit terug wat net U kan gee. Ek wil vanoggend afsluit en ek wil graag iets anders te doen. Die Here het ons vanoggend so gebless en ek weet, dis die struktuur wat ons vanoggend wil toemaak. Al die ouens wat kinders het, klein kindertjies nog. Ek wil jou vra, kom net gou-gou uit vorentoe met jou kind. Soos hy agter is, gaan haal hom. Moenie worry nie. Dis julle wat hastig is, nie ek nie. Onthou, ek werk net 1 keer 'n week. Oupa, ouma, bring julle klein ding. Ek wil vanoggend hê jy moet verstaan. By Vader is niks onmoontlik nie. Wat sê die Bybel vir ons? Bring die kindertjies na my toe. Kom ek vat hierdie ding net uit die pad uit. Julle kan so net voor my staan. Ons wag gou vir die ander. Ek wil gou vir jou dit vra. Is daar iemand vanoggend wat enigiets belangriker kan ag as hierdie struktuur? Want ek kan nie. En ek sê dit nie vanoggend omdat ek 'n oupa is nie. Nee. Ek sê dit dalk omdat ek jaloers is dat die dogtertjies is en ek net seentjies het. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl ons begin het die Here my attent gemaak op elke kleintjie, op elke gelykie, en ek besef, jy weet, pappa, mamma, moenie excited raak as hulle 'n bietjie raas nie. Dankie Here dat daar asem in hulle longe is. In hierdie huis, as 'n ou geraak voer oor 'n kind, kan hy maar gaan. Ek worry nie. Ek sal eerder iemand verloor as wat ek 'n kind verloor. Want jy sien, die woord leer ons dat die kindertjies na my toe kom. So ons moet die seën van die Here vasmaak op hierdie kleintjies. Ons moet vanoggend, moet ons die struktuur wat God wil hê in julle lewens en oor julle, moet ons vasmaak vanoggend om te weet dat hulle veilig is. Jy sien, dit maak nie saak watter aandeel jy het nie. Dit maak saak in die grondgebied wat jy het. Want hy sê in Romeine 8:31, as God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Ek wil vir die geestelike ouens vra om hier agter te kom staan en hulle toe te maak, want ek wil hê dat elke ouer paar iemand agter hulle moet hê. So kom uit, Janetta, kom uit. Kom sit julle hande hier voor. Ons gaan net so 'n minuut wag tot elke kappel toegemaak is. Hierdie is nou nie 'n easy way wat jou kind toegewy is nie, hoor. Is almal toe. Ouens, ek het nog mense nodig. Oom Japie, en die tannie kom uit. Dan moet geen man en vrou alleen staan nie. Jy moet een persoon toemaak. Jy sien die belangrikheid van vanoggend is,
dat jy moet vanoggend weet wat dit is om waarlik toegemaak te word. Is iemand se hand op 5? Oom Japie, sit jou hand daar, so daar's 'n hand op die pappa. Is iemand se hand op jou? Yes. Is almal toegemaak? Nou wil ek vir julle as gemeente vra om saam met my te staan. Julle hande uit te steek en kom ons maak vandag God se struktuur oor hierdie kinders vas. En dan bid ons dat pappa en mamma op 'n plek sal kom waar hulle nog nooit was nie. Waar die Here hulle sal aanspoor om die heel beste altyd te gee. Om altyd die voorbeeld te wees. Om hulle toe te maak in liefde. En dat daar nooit perke sal wees. Want jy sien, God se liefde het nie perke nie. Amen. Dankie, Here. O Vader, Here, dankie vir die voorreg, Here, om pappas en mammas nou toe te maak. Vader, om hulle te salf, Here. Vader, om vandag te weet, Here, by U is net ek. Vir U, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Here, dankie dat U hierdie ou liggaampie aangeraak het, Here. Vader, dankie vir kalmte, Here. Dankie, Jesus. Vader, dankie, Here. O, dankie, Here. Dankie, Jesus. O, Vader, in U naam, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. En vir jou. Amen. O, kyk hierdie mooi dogtertjie. Amen. Amen. Amen, Jesus. Vader, ons kom vandag en Here, ons wil vasmaak, soos ons elke ouer en elke kind volgend gesalf het, Here. Vader, bid ek, Here, dat die struktuur in hulle herstel word, Here. Vader, wat ook al, Here, in die pad was, dankie, Here. Vader, ons staan vandag in die naam van Jesus Christus en ons spreek lewe oor hierdie pappas en mammas, Here, oor oupas en oumas wat intree, Here. Vader, Here, dat hulle werklik die voorloper sal wees, Here. Vader, dat hierdie die struktuur van die kerk van vandag sal word, Here. Vader, dat jong mense nie meer sal dink dat dit nie nodig is nie, Here, maar dat ons hierdie ding weer sal wakker maak, Here. Dat ons dit sal optel, Here. Dat hulle die dringendheid sal ervaar om te weet, Here, my kind het nodig om onder die hand van die Here groot te word, Here. Vader, ek sê dankie dat U vandag verandering bring, Here. Ek sê dankie vir deurbrake vandag, Here. Ek sê dankie, Here, dat ons vandag U seën oor elke kappel kan afbid, Here. Elke ouer wat hier staan, Here. Vader, vasgemaak, Here. In U naam, Here. O, Here, daar's niemand soos U nie, Here. Niemand soos U nie, Here. Vader, elke druppeltjie hartseer wat daar was, kanselleer ons nou in Jesus naam. O, Here. O, Vader, dat hulle net die goedheid en guns sal ervaar. Vader, dat hulle dalk party daar sal bekommerd raak oor alles gaan net goed. Van die woord sê dat goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Vader, ek bid, Here, dat hulle hande altyd omhoog gehou sal word. In Jesus naam. Amen. Ek wil gou hê julle moet net omdraai. Kyk net so na die gemeente. Nou wil ek vir julle as gemeentelede sê, of jy besoek volgend, maak nie saak nie. Ek wil hê jy moet elke man, vrou en kind raak sien. En wanneer jy van nou af bid, dat hulle deel sal wees van jou gebedslewe. Want jy sien, dis waarvoor God ons geroep het, om hierdie kappels te kan bid. Ons weet nie wanneer daar storms is nie. Ons weet nie wanneer daar uitdagings is nie. Maar ek wil vir jou dit sê, ek weet dat God elke storm stil maak. Amen. Amen. Julle kan gaan sit. Ons kan vinnig ons sitplekke neem. Nou ja,
ons wil daarom net vir julle sê, ons gaan so die week na, ofwel volgende Sondag, begin ons kinderkerk weer. Ons kinderkerk is dieselfde tyd as ons dienstye, so, jy hoef nie bekommerd te wees, jy verstaan nie hoe besig hy is nie, moenie worry nie. Daar is werklik geseënde tannies daarso wat net weet hoe om hulle besig te hou vir daai tyd, sodat jy besig gehou kan word met die Gees van God. Jy sien, dis al wat belangrik is. Dan wil ek vir julle sê dat ons wil graag in Februarie gaan ons afskop met ons woordstudie. So moet nou nie dink ons het eers ons datums. Ouens, ek sê altyd ek gee die ouers grace vir Januarie. Want ek weet as ek terugdink hoe besig my vrou was met ons kinders. Ek het seker gemaak ek werk genoeg. Maar as ek onthou alles terug te kry en reg te kry. So ons gaan nie ons aktiwiteite 100% aan die gang sit tot en met 1 Februarie nie. Van Februarie af skop ons af, wat ons weer op Dinsdae-aande ons woordstudie gaan hê. As daar iets is wat jy ooit oor gewonder het, moenie op Dinsdae mis nie. Want weet jy wat, elke keer om een of ander rede is dit reeds die aand wat daai goed wat hier agter vir so lank 'n vraagteken was, ergens gaan uitkom. Dis wat gebeur as God iemand aanspoor om die woord te verkondig. So maak 'n merkie by Dinsdae-aande. Moet dit nie misloop nie. Dan wil ek ook vir julle sê, onthou, môre is die 12de. Ons begin môre met Daniels vas. Ek sê vir my Zaan, ek weet nie hoekom het ons dit die 12de gemaak nie, want ek kan nie 'n appeltert eet nie. Elke keer skor ek ergens of mis ek uit. Nou sê het jy al mooi na jouself gekyk. Jy kan doen met so 'n paar etes minder. So sy's nou baie slim omdat sy ver is. Maar ek wil vir julle sê, die Daniels vas gaan nie oor die eet nie. Dit gaan oor waar jou geestestoestand is. Ouens, vir my is dit nie 'n vas nie. Vir my is die Daniels regtig 'n tyd waar jy op die plek kom waar jy reinig. Jy reinig jou liggaam. As jou liggaam gereinig is, werk hierdie ou baie beter. Dis net snaaks. En as jy die vas saam met dit inbring, sal jy nie glo wat kan gebeur nie. As jy wil deurbraak hê, moenie dink dit gaan op dag 1 gebeur of dag 2 nie. Ek lag, my vrou sê, om een of ander rede het die Here 'n manier om haar te laat wys, as jy vir 21 dae kan wag, sal ek jou op die 21ste dag deurbrake gee. So sy is 'n lucky 21. Weet jy wat, partykeer is daar iets wat jy op die tweede dag al ervaar. Maar wanneer jy jou liggaam reinig en jy sekere tye begin absoluut uitsit net vir die Here, sal jy ervaar hoe hy vir jou deurbrake gee. So, as jy nie verstaan hoe dit werk nie, as daar onsekerheid is, asseblief, dan die stofie sal jy die blaadjies net daar vir hulle uitdeel. Dit lê nog op my tafel. My vrou vra ek moet net nie dit vergeet nie. En ek is so bly toe aan die stofie kom, want julle gaan nou sien hoe daai ding gevou word. En 'n man in vouwerk is nie so lekker nie. Ek het die eerste 2 probeer en toe kom ek agter, my voor en agterkant werk glad nie saam nie. Ek moet die agterkant lees ek saam met die voorkant. So soos julle uitstap, wil ons net vir julle 'n blaadjie gee, net om 'n bietjie vir julle detail te gee, dat julle net verstaan wat ons visie en ons missie is, ons hart vir 2026. Ons het in die bidkamer dit opgesit, dat 2026 is ons fokus net een ding, Jesus Christus. Ouens, as Jesus jou 2026 is, wil ek vir jou sê, sal daar niks wees wat jou kan stop nie. So, ek wil julle graag nooi, ek gaan vir hom Japie vra om vir ons af te sluit, dan wil ek julle nooi om saam met my te staan, en vanoggend wil ek hê om net hierdie in jou agterkop hou. Net daai idee, Here, maar U sê, as U vir my is, wie kan teen my wees? Vader, dankie dat wat ook al teen my was, dat soos ek hier uitloop, los ek dit agter. Want dis presies wat jy vra in sy naam. So as jy dit vanoggend, en terwyl oom Japie vir ons afsluit, maak dit vas in jou gebed. As daar iets is wat jy nie van hou nie, Here, ek los dit hier agter.
want ek het 'n nuwe uitsig in U. Amen. Ag, weet ek, as ek U kan vra, kan U staan? Ek voel altyd beter voor die Here as 'n mens bid, dan staan mens. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg was dit hier vanoggend om in die huis te kon gewees het nie. Baie dankie Here vir die wonderlike woord wat uitgegaan het. Ek glo elke ene het dit gehoor en ek glo elke ene sal dit deel wanneer hulle sal uitgaan. Here, ek wil ook bid, wanneer ons hier sal uitstap, wil ek bid Here, laat U elkeen sal seën in hierdie week wat voorlê. Ek wil bid dat die engele hulle sal beskerm, elkeen van ons tot by ons huis, Here, is my gebed, Here, en ek pleit die kosbare bloed vermoere oor elke groot mens en kind en klein babietjie, in Jesus naam. Die bloed van Jesus wat die meeste krag het, pleit ek oor elkeen van ons, Here, en verdaag ons dan nou in U liefde, U vrede en U genade, en bring ons weer terug op U bestemde tyd, is my gebed in Jesus naam, en die volk van die Here sê amen.